Goed, nou vanoggend se tema is toe hy sien hoe Isak met Rebekka speel. Nou, ons is nou so geseënd, ons het 'n Isak vanoggend hier in die diens. Maar sy vrou se naam is nou nie Rebekka nie, maar Isak, ons is bly jy is hier vandag. So jy is nou op die spot vandag vir ons hierso. Maar ek wil nou eers die mikrofoon omstuur. Is dit reg so? Ek wil 'n vraag vra en dan wil ek hê julle moet net, ek gaan net so hier, ons hoef nie almal te antwoord nie, maar die van julle wat wil antwoord gee. My inleiding vraag vanoggend is, hoe sal dit vanoggend voel as jy hier sit en Jesus staan voor jou en hy kyk jou in die oë, en hy kyk so in jou oë in. So ek gaan net wil net vra, wie van julle wil sê, wat sal die ervaring of die emosie of jou belewenis wees? Waar begin ons? Wil julle hande opsteek of wil julle net, moet ek so omgaan? Derek, wil jy vir ons aan sê, kom ons sê goed vir my, of is ek moet te vinnig op julle, as jy vanoggend hier sou wees en jy staan in die ontmoeting met Jesus en jy sien hoe Jesus in jou oë kyk vandag. Of kom ek sê, as ons in die hemel kom en ons sien Jesus ons in die oë kyk, wat sal jou belewenis? Sê net 'n ding wat jou, wat glo ons sal ons ervaar? Vrede. Vrede? Goed. Dankbaar, yes. Vreugde, blydskap, yes. Ouers, jy sal oorweldig voel, yes. One glimpse, sê ons aan my, one glimpse of his eyes restores all the joy. Goed. Yes, amen. Nog iemand? Niklas? Ek is ook by overwhelmed, jy gaan... Yes. Overwhelmed wees? Nog? Jy sal trane voel? Yes. Al die emoties wat jy kan beskryf. Yes. Stem jy saam? Agterkom jy hele lewe op die aarde gaan op jou sin maak. Wow. In die lig, Irina gelees hier vanoggend, wat het ons gelees? Toe maar dit is net iemand wat belangstel, ek wil ook iets sê. In die lig sien ons die lig. Met ander woorde, ons lewe gaan sin maak. Amen. Nog iemand? Het iemand nou iets gesê nog? Sonja? Amen. Ja, vanoggend het ek wakker geword, wil op wees. Hoop so. En toe was jy op my hart, Sonja, en ek net vir jou sê, sommer op my hart beleef, vir jou wil sê vandag dat volgende is vir jou ook. So ontvang en maak jou hart ook van die Here te ontvang, ja. Nog 'n laaste Emil? Ek voltooi die sirkel vir my. Ja, Yes. dit is daar. Dit wat ons geglo het, sigbaar voor jou is. Wow. In ander woorde, die sirkel is voltooi, jy kyk in God se oë en jy sien sy goedheid en jy sien dat dit voltooi is waarvoor ek gemaak is. Amen. Halleluja. Vryheid, verseker. Wie van julle weet wat staan in 2 Korintiërs 3 vers 18? Mooi. Waar die gees van die Here is, daar is vryheid. Wow, nou weet julle ook 2 Korintiërs 3 vers 18, waar die gees van die Here is, daar is vryheid. Nou kom ek net gou vinnig 'n ding vertel wat ek een keer gehoor het, terwyl die almal so lank blaai na Genesis 21. Ja, dis baie opnuut en ek kry waarom ook Pieter. Deel gee vir ons gekry. Nee, hou daar. Dit sal my help as ek nie. Nee, ek wil sê, as ek uit my hart het gepraat, as ek sal amper voel, as ek voor die Here sit, dat ek nie moet werk is om daar te sit. So die disciples ook gesê, ek weet ons nie moet werk is om sy voete te was, of sy skoene aan te trek, of iets in daai lyn. So ek dink dit sal ook my gevoel wees, en dat het so groot werklikheid sal wees, dat
jy sal nie kan besef wat gaan nie, en die skop gaan vir jou te goed is. Maar ja, ek dink, vir my sal dit wees dat die Heer gaan te groot wees. Yes, verseker. Nou geliefdes, wat weerhou ons vandag as navolgers van Christus om vanoggend in sy oë te kyk? Wat weerhou ons vanoggend om te glo? Onthou wat ek 'n tyd terug bedien het, ek een oggend gesê, wat die Here met my gepraat het, baie mense in die lewe vandag glo in God, maar nie baie mense glo God. En ons verstaan die verskil, mense glo in God, maar nie almal glo God nie. Wat beteken hulle besef nie dat dit wat God sê is die waarheid. Met ander woorde, wie van u wil vandag sê, ek wil u glo, ek wil glo wat u vir my sê vandag. En ek wil ook glo dat ek vandag in hierdie oomblik in u oë kan kyk. En dit is waaroor vanoggend se boodskap gaan, is God se roepe, en ek het dit ander dag ook gesê, God se roepe na ons as mens, voortdurend. Met ander woorde, dit is nie net een keer wat die Here die kerk geroep het, of vir Israel teruggekeer het, keer terug na jou eerste liefde. Dit is iets wat voortdurend in die skrif staan, stem nie saam. Maar hoekom, geliefdes? Want die mens het 'n geneigtheid toe wander of om van pad af te gaan. Ek meen die Here vergelyk ons nie verniet met skape nie. Stem nie saam. Nou, 'n skaap, meer as enige ander dier, het die nood vir 'n herder. 'n Skaap is, sê ons altyd, klink vreeslik, maar is 'n blomdier. Dis 'n dier wat nie vir homself, hy is afhanklik, hy het die nood van 'n herder, en geneig, hy is so geneig om, dan gebeur hier 'n nuwe trend in die samelewing, dan gaan hulle gaan maar so, Jakobus kom en hy vergelyk die mens, en hy vergelyk mense wat se fondasie nie altyd so sterk in die woord is nie, soos 'n golf wat deur die wind rondgeslinger word, heen en weer, agter elke lering en agter alles aan. En dan kom die Here maar net weer, deur sy genade, dan roep hy ons terug. Daar's 'n beautiful skrif in die boek Hosea, hoofstuk 2 vers 13, wat sê die Here lok ons in die woestyn. Nou dit klink snaaks, maar hoekom in die woestyn, hulle Kornei? Hoekom in die woestyn? Want dis 'n plek waar daar nie iets anders is wat jou gedagtes kan okkupeer nie. Stem nie saam? Want daar is nie enigiets anders nie. Dit is iets wat net jy en God is. Jy hoor die stilte. Nou in daai stilte ervaar jy God, en hy sê, ek lok jou uit, of ek lok jou in die woestyn in, en dan sê hy die woorde, om tot jou hart te praat. Om tot jou hart te praat. En ouens, daarom is die hele begrip stilte tyd. Hy sê nie, dis nie 'n begrip raastyd nie, dis 'n begrip stilte tyd. Hoekom stilte tyd? Want dit is 'n tyd waar ek stil raak, en waar dit net ek en God is. Dit is hoekom die skrif sê, gaan in jou binnekamer, daar waar dit net jy en God is, en God tot jou hart spreek. Amen. En dit daai eerste liefde is daai one glimpse of his eyes effect. En geliefdes, dit is die hart van God vir jou vir vandag, vir ons vir vandag. Nou, in die Bybel is Isak, ons gaan nou vandag so 'n bietjie oor Isak gesels. Nou, Isak in die Bybel is op baie maniere, en ek gaan nou nie op alles nou gesels, oor alles nou nie, maar op baie maniere is Isak in die Bybel 'n tipe van Jesus. Jesus, nou lyk om dit oor Isak. Wow. Nou, lees dit, ons gaan dit nou, byvoorbeeld, een voorbeeld is Abraham, wat 'n tipe is van God die Vader, wat sy seun Isak moes offer, en daai hele begrip van die offer. Ekskuus, as dit so stil is, dan raak ek altyd bekommerd of almal asem het, moet ek 'n fan aansit, of is julle reg? Goed. Nou, kom ons lees net gou 'n skrif. Nou, nie almal weet, Isak, Abraham en Sarah kon nie swanger raak nie, en dit was 'n wonderwerk gewees, en op haar oud aan die status of ouderdom,
toe toe sê die engel vir haar, sy gaan swanger raak, en toe, wie van julle weet wat sy gedoen? Gelag. So wie van julle weet wat beteken die naam Isak? Lag. Goed, lekker. Nou, vers 6. Nou, iemand moet dit net vir my, want die Afrikaans, glo dit of nie, vertaal dit nie so presies nie. Die Engels sê, Afrikaans sê, en Sarah het gesê, 'n gelag het God my geberei. En elkeen wat dit hoor, sal oor my lag. Maar dis nie wat eintlik in die oorspronklike teks staan nie. Wie van julle weet wat daai skrif sê in die oorspronklike teks? Hy sê, God gave me a chance to laugh. And all who hear it will laugh, will join me in laughter. Dis eintlik wat dit sê, wat sal saam met my, sal saam, wat sal hy met jy? Is iemand met die Engelse Bybel hier so? Nie. Ok, kom ek gee vir jou. Kijk wat hier sê. Passion lees, hy sê, God has brought me laughter. Everyone who hears about this will laugh with me. Will laugh with me. Goed. Everyone who hears about this will laugh with me. Sê saam met my, will laugh with me. Nou as jy dit so kan glo, as jy nou al vrou Etienne kan glo, as ons sê Isak is simbolies van Jesus, dan kan jy dalk saam met my sê, Jesus soek iemand om saam met hom te lag. Wow, 1, 2, 3. Wow. Ja, 1, 2, 3. Jesus soek iemand om mooi, 1, 2, 3. Jesus soek iemand om saam met hom te lag. Dis hoekom hy die bruid, ons as bruid gemaak het. Stem nie saam. Geliefdes, ek weet daar uit die ander kringe oor die internet is daar nou weer uit die ouens wat alles as al die charismatiese bewegings as in Bethel en Elevation Worship as van die Bybel uitmaak, het natuurlik weer 'n probleem met die song van What a Beautiful Name, maar dis staan in die woord, ouens. God was, hoekom het God die mens gemaak? You did not want heaven without me. I mean, hoekom het God ons daar gemaak? God wou nie alleen wees nie, hy het ons gemaak om saam met hom te lag. Nou geliefdes, Jesus ons eerste liefde en jy geweet Jesus was a man of joy. Dis nie wat ons altyd geleer is en dis nie wat baie keer die prentjies die geskets is van hierdie strak gesig nie. Nooit. Jesus was a man of joy. Nou, as hy 'n man of joy is in ons eerste liefde, wil hy hê ons moet saam met hom lag. Nou, kom ons blaai nou na Genesis 24, maar ons bietjie kyk oor hierdie hoofstuk vandag. En ek wil tog vra, julle gaan mos, julle is mos goeie studente van die woord, né? Yes, ek moet jy nou sê, ja, en wat as ek gesê, julle kan sê yes. Goed, nou, julle gaan mos Genesis 24 op julle eie lees. A beautiful hoofstuk. Wie van julle weet waar ons gaan, kom ons kyk van na sulke highlight hoofstukke in die Bybel. Psalm 23, wie van julle weet waar dit gaan? Here is my herder. 1 Korintiërs 13. Lief, 1 Korintiërs 15. Die opstanding. Mooi. Genesis 24. Die bruid. Mooi, wow, die bruid. Significance van die bruid. Is nie vreesend toe dit in jou openbaar nie. Nou goed, maar kom ek vat net gou 'n ding saam, dat ons net gou 'n ding in perspektief sê, indien hier vandag iemand is wat dit nog nooit gehoor het nie. Kyk net hier, vir julle wat jong getroud is. Ja, is mooi, né? Ja, hy moet nie van ons staan. Yes. Abraham is 'n tipe, omdat dit is symbolies, hy is nie goed, maar is 'n tipe van God die Vader. Hy stuur sy diensknegt. Okay, kom ek sê net gou wat hier gebeur het is, Abraham het sy diensknegt uitgestuur om vir Isak 'n bruid te gaan soek maar in 'n vreemde land. Goed, hy stuur sy diensknegt, 'n tipe van die Heilige Gees, in 'n vreemde land, 'n tipe van die wêreld, om vir sy seun Isak, 'n tipe van Jesus, en vir sy 'n vrou, Rebekka, 'n tipe van die kerk,
uit te gaan soek. Die woord kerk beteken ekklesia in die Grieks, wat beteken called out ones, uitgeroepenis. Dis mos wat die woord sê, hy het ons uitgeroep uit die wêreld in sy wonderbare lig in. Goed, dis die woord, wie van julle is deel van die kerk van Jesus Christus op aarde? Praat nie van die mense, praat van die kerk van Jesus op aarde, en as ons gered is, en ons uitgeroep uit die wêreld uit in sy wonderbare lig. Goed, dis wat die Here onder andere vir die mens sê in Openbaring, ook uit die hoer van Babylon. Die hoer van Babylon is die symbool van die gees in hierdie wêreld, en hy sê, come out of her, my people. Goed, die Here het ons uitgeroep uit die wêreld uit, maar nou, so maak ek vir die sin, so Abraham is 'n tipe van God die Vader, sy diensknegt, die Heilige Gees het hy uitgestuur in 'n vreemde land in hierdie wêreld in, om 'n bruid te soek vir sy seun, Jesus Christus. Goed, nou, Genesis 24, so is dit 'n baie besonderse hoofstuk, wat ek onmoontlik nou nie vandag alles kan lees nie, want dit is 'n lang hoofstuk, hy het 67 verse. Goed, maar dit is 'n beautiful roman, en ek onthou toe ons op Bybelskool kom, toe was daar 'n boek wat ons geforseer was om te lees, en ek kan dit vir almal hier aanbeveel ten sterkste. Ek weet nie of het ons nog 'n boek nie, want daar's 'n uitdrukking wat sê Christene is goeie boekhouers. Ons het ons boek vir iemand geleën en nooit teruggekry nie. So, maar in elk geval, die boek se naam is The Divine Romance van Gene Edwards. So as jy dit wil Google, dis 'n groot belegging. Dit is, hierdie ou het die Here het, ek glo vir hierdie ou 'n gifting van skryf gegee, en hy het van voor die skepping af geskryf oor God se liefde en sy romans, sy hoekom hy die mens gemaak het, en die hele skepingsproses en alles, en dit is net amazing. So, ek kan dit baie sterk aanbeveel, is 'n beautiful skrif, 'n beautiful boek, en so, nou gaan dit hier oor die Here wat sy kerk, wat Abraham wat sy diensknegt uitgestuur het, of God die Vader wat die Heilige Gees in hierdie wêreld ingestuur het. Nou as jy nou, hoor net na vers 12, dis net so, dis nou nie die tema van vanoggend nie, dis net 'n groot tip vir ons om te bid ook. Wie van u kan join in hierdie gebed, toe hierdie diensknegt tot God bid, en hy sê, en hy het tot die Here, die God van Abraham my Heer, of hy het gesê, Here, God van Abraham my Heer, laat ek haar tog vandag ontmoet, en bewys guns aan Abraham my Heer. Die Engels sê dit so mooi, hy sê, make me successful today. Wow, wie van u wil daai gebed hier bid in jou lewe? Here, as jy opstaan in die oggend, make me successful today. Amen. So dis net so tip maar. Nou vers 15, wie van u weet dat hierdie vrou Rebecca, wat toe nou die tipe van die kerk is, haar pa is 'n klomp jare voor haar gebore, stem nie saam, en wie van u weet dat God deur sy alwetende raad 'n naam gegee het vir haar pa, al omdat hy geweet het dat hierdie vrou 'n tipe van die kerk van Jesus sal wees, en toe maak hy haar pa se pa, haar pa 'n naam gee, hoor nou wat was haar pa se naam, en hy het nog nie klaar gespreek of daar kom Rebecca uit, wat vir Bethuel gebore was. Nou, Bethuel, die Engels sê Bethel. Nou, wat beteken die woord Bethel? Huis van God. Huis van God, so is baie interessant dat Rebecca gebore was, en haar pa se naam was die huis van God. Goed, nou vers 18, en sy antwoord, dis nou Rebecca wat vir hierdie diensknegt nou antwoord, en sy sê, drink my Heer, wat hy moes nou gesê het, as daar iemand kom wat vir my kamele wil water gee, dan sal dit nie een wees. En sy antwoord, drink my Heer, en daarop laat sy gou haar kruik op haar hand afsak, en laat hom drink. Nou as jy hierdie skrif lees, en onthou ek is altyd 'n groot voorstander van baie vertalings, omdat een vertaling gee vir ons onmoontlik nie die volle prentjie van altyd van wat daar staan nie, en as ons hierdie
boor hierdie gaan lees in sy oorspronklike teks en wat ek baie keer sê in ons studies op Bybelskool van die Grieks, die Hebreëus, dan leer jy iets diepers van dit wat daar staan, van die gesindheid waarmee dit sy het gegee het. En as ons dit lees en verstaan, sal ons agterkom dat Rebekka was uitermate gasvry en vriendelik gewees. Dit was haar eienskap gewees. So, net voor dit vers 16 sê, hy sê sy was baie mooi van aansien. Nou, wat hy hier so skryf is, Rebekka was mooi, die bruid van Christus is mooi, en dan haar eerste eienskap was vriendelik. Nou wie van julle weet wat staan in Filippense 4 vers 5? Filippense 4 vers 4, Filies, dis jou skrif, weet ek altyd, verbly julle, ek herhaal verbly julle, maar vers 5 sê, laat julle vriendelikheid aan almal bekend word. Die Here is naby. Laat julle vriendelikheid, ek onthou ek op Bybelskool, op skool was, toe daar op ons kerk kom preek, en hy het gesê, hy het altyd van Suster Siersari gepraat, en gesê, as hy in die kerk kom, dan sien hy net 'n Vrystaatse mui, nou hy lang gesit, ek onthou, hy het dit altyd so gesê, en iemand het eendag gesê, is Jesus in your heart? Then you have to inform your face. Amen, so, want Jesus is a man of joy, so, goed, nou, kom ons kom nou na die punt, met ander woorde, wat ek net wil sê is, die kultuur, ek weet nie of jy daar geskryf het nie, goed, maar die kultuur van die huis van God is dit. Isak was, sy naam beteken? Lag. Sy vrou was vriendelik. Nou wat 'n picture, hoe moet dit nie wees om in so 'n huis te wees nie? Die kultuur van die huis van God is, Isak is, sy naam beteken laughter, en sy vrou was geken vir haar vriendelikheid. Nou wat 'n lekker atmosfeer moet dit nie in daai huis gewees het, om God te geraak het in daai huis. Die stem nie saam, by 'n huis waar daar joy is, en 'n huis waar daar vriendelikheid is. En ek gaan nog 'n paar skrifte, wat ek net wil uitlig, kwartier sommer net, jy kan dit self ook lees, vers 5, vers 8, vers 41, vers 49 en vers 58, kan jy op julle eie loop lees. Goed, ons sal die notas op die groep sit. In teenstelling met die gebruik van daardie tyd, en ek sê weer, in teenstelling met die gebruik van daardie tyd, in daardie jare was dit nie soos vandag nie. Vandag gaan die man en hy kies vir 'n vrou, stem jy saam? In daardie tyd was 'n vrou nie veel, sy was amper half 'n besitting gewees, en iemand kon jou dogter kom vat het, of jy kon jou dogter aan iemand gegee. Julle weet dit was mos nie gebruik. Dit was glad nie die gebruik dat 'n vrou 'n vrye wil gehad het nie. En ek sê altyd, dis een van die redes hoekom die Fariseërs aanstoot geneem het teenoor Jesus, as Jesus vir iemand gesê vrou. Want dan het hy haar value gegee, en die Fariseërs wou dit nie gehad het, dat vrouens value gehad het nie, dat hulle kan verstaan waaroor hulle gaan nie. Goed, en hier kom hierdie vrou, en die enigste keer wat ons van lees, ek weet nie van 'n ander keer in die Ou Testament, maar in my view, een van die enigste kere in die Bybel, in die Ou Testament, het die pa van die dogter gesê, jy het 'n vrye wil. Hy het gesê, as jy wil, en hierdie diensknegt het gesê, julle, ek gaan uit, maar as sy wil. Abraham het gesê, gaan soek 'n vrou vir my kind, as sy wil. Hy het nie, dis die een keer, staan daar, dat hy net gesê, gaan val hy vrou en gaan haal haar nie. Hy kom, dit was binne sy mag, stem nie saam. En geliefd is een van die grootste eienskappe wat God vir sy bruid gegee het, is jou wil. Die verlossing van Jesus is vir almal. Nie net vir sekere mense, so sekere leringe sê. Dit is vir almal. Die reddende genade het vir almal gekom. Amen? Goed.
Maar wat sê Johannes 1 vers 12? Almal wat hom aanneem, het hy die mag gegee om kinders van God te word. So, jy het 'n vrye wil. Goed, strydvoorwoord, die skrif is vol daarvoor, maar strydvoorwoord, God se genadegawe en sy reddende genade is vir almal, die uitnodiging is vir almal, maar almal het 'n vrye wil om te respond. Amen, dit bly ons keuse. Hoekom is dit so? Help my gou, Karel, hoekom het die Here jou 'n vrye wil gegee? Anders manipuleer hy. Ek het dit nog nooit so gehoor nie, dankie André. Ons sê altyd, God soek nie robots nie, wat sê bidie, ek het u lief, bidie, wat moet hy volgende sê nie? God het jou 'n vrye wil gegee, dat hy jou gelok met sy liefde. God is, onthou die mens, die man en die vrou, met wat sy egpaar kan ek ploeg vanoggend hier. Goed, jou seun Karel het sy hand opgesteek namens jou. Maar is dit so, Karel, dat jy die jagter is? Is dit so, ek weet my vrou voel ek het 'n ander weergawe gehad. Sy voel, ek sien dit nie so nie, maar by die idee wat ek altyd gehad het, is omdat ek nie 'n meisie gehad het op skool nie, ek nie geweet hoe werk jy goed nie, en sy het vir my op 'n kol gesê, okay, wat jy nou maak is, dan vra jy na my toe gaan. Maar sy voel, dis 'n ander weergawe, maar in elk geval, Dis 'n duidelik ander weergawe. maar ek troos my vandag nog daar. Maar is dit so, is die man die jagter? Goed, mooi. En wat gebeur, wat is vir 'n man die lekkerste? As hy agterkom, daar is 'n respons, stem jy saam? Is dit so? Nou is die man en die vrou, is die mens na die beeld van God gemaak? Jy moet jy sê, ja. Goed. As ons dan na die beeld van God gemaak is, glo jy saam met my dat God is die jagter. En hy het die mens geskep, en hy het sy bruid, en hy lok haar met sy liefde, en hy wen haar hart met sy liefde nie, hy forceer hom nooit af nie. Ouens, God is gentle. Ons het dit vanoggend gesing, gentle sy Heer. God is gentle, en hy maak ons die hof. En die oomblik, die dag toe ek begin reageer op God se liefde, het God se hart chocolates gekom. En daai woordjie respons, het jy geweet, daar was een naam vandag, of een in al hierdie ryk boodskap, as ons in die Grieks en die Hebreëus en die van het al alles gaan kyk, oor die rykdom van aanbidding, ons het op Bybelskool Psalmodie 1 en Psalmodie 2 gehad, en die boeke was net so dik, en dit was dik vakke net oor aanbidding, en die rykdom oor die vakgebied oor aanbidding is legio. Maar as jy al daai leer in een woord kondens, wat is aanbidding? Dis daai een woord wat ek vandag vir julle kan gee, uit wat ek in die woord sien, en wat ek die lewe geleer het, en uit my eie lewe geleer het. Een woordjie vir aanbidding, en dit is respons. Jou reaksie is aanbidding. Aanbidding begin by 'n reaksie. Kan ek dit sê, goed dit saam met my? Sê dit gou asof jy dit bedoel. Aanbidding begin by 'n reaksie. En as jy reageer, begin God by jou. 1, 2, 3. As jy reageer, begin God by jou. As ek dit nou mooi verstaan. Wow, die kom nou lekker in. Goed, nou geliefdes, hoor nou wat sê vers 31, een van die mooiste dele in die skrif. Geliefdes, die diensknegt kom en Laban se pa, hulle is in die huis, en hier kom Rebekka, en sy vertel vir hulle vir almal wat gebeur het, maar niemand van hulle kom dadelik agter wat aan die gebeur is nie. Hierdie diensknegt, wat 'n simbool is van die Heilige Gees, forceer hom nie af. Dit is so mooi eintlik, as ons die diepte van dit gaan sien. Hy bly buite staan. Geliefdes, die Heilige Gees staan buite jou huis.
Wat? Ek dog hy woon in my. Hy woon in jou, maar hy staan buite. Maar gou hierso. En toe sê hulle vir hom, vers 31, kom in, geseënde van die Here. Waarom staan jy buitekant, terwyl ek die huis gereed gemaak het, en ook die plek vir die kamele? Geliefdes, die Heilige Gees staan buite, maar hy wil hê dat ons hom innooi. Dink aan Saggeus, toe Jesus vir Saggeus gesê, ek wil vandag in jou huis kom. Hy het nie gesê, ek kom vandag in jou huis nie. You have to invite the Holy Spirit. Die Heilige Gees word nie verniet. Vergelyk in die Bybel met 'n duif, wat so sensitief is. En geliefdes, as ons dit maar net besef, die Heilige Gees is gentle en hy wil hê jy moet hom nooi. Rebecca se pa het hier 'n slanning ding gesê, hy sê ons het ons huis gereed gemaak vir jou. En geliefdes, die kerk maak plek vir die Heilige Gees om in te kom. Alhoewel hy van die Vader gestuur is, moet ons hom innooi. Kan ek dit weer sê? Alhoewel die Heilige Gees van die Vader gestuur is, moet ons hom innooi. En dit was vir my so vanoggend soos die Engelse woord, as ek nou die goeie Engelse woord kan gebruik, profound, amazing, kosbaar, toe ons die lied gesing het. Holy Spirit, you are welcome here. Dit was vir my so 'n significance op vanoggend se boodskap. Nou kan ek net so 'n bietjie net gepos in die boodskap vanoggend en net sê, kan ons nie net in hierdie oomblik, sommer net so ons oogies so toemaak en vir Here sê, welkom Holy Spirit. Kom in die gemeente in, kom in ons huis in, wil jy nie die Heilige Gees in jou huis in innooi vanoggend. En net sê, let us become more aware of your presence. Jy is so welkom. En ek nooi, ek bid, jy kom in my huis in. Kom in die gemeente in. Kom wees onder ons. Amen. Halleluja. Goed. Nou geliefdes, vers 63. Nou kom hulle aan en wat sê, Rebecca kom met haar mense aan. Nou hierdie is die Bybelskool het ons 'n woord gehad, incredible and amazing. Dit is sommer incredible, astonishing and amazing, alles in een. Picture nou gou hierdie woord. Onthou, Isak se ma is oorlede en hy rou en hy's in 'n rouproses. En daar kom hulle van ver af. En hier kom hulle aangeloop. Vers 63 sê, en Isak het teen die aand uitgegaan om te pyns in die veld. En toe hy sy oë opslaan, sien hy met eens kamele aankom. Weet jy net dit? 'n simbool van Jesus. En hy sien sy vrou. Nou, daai woordjie teen die aand. Ek is 'n voorstander wat glo dat God die outeur van die Bybel nie speel met woorde nie. En hierdie Bybel is vir my te ryk om goed is net verby te lees. Dit is nie vir my verniet dat Isak ook in die aandwyntjie of in die aand uitgegaan het, soos wat God met Adam en Eva in die aandwyntjie gewandel het nie. Nou, toe hy in die aandwyntjie of in die aand uitgaan om te pyns, sien hy, en nou geliefdes, hoor nou mooi, hierdie vertaling in die Afrikaans het beperkinge, nou gaan dit nou vir u verduidelik. Wie van u het Afrikaans en Engels op skool gehad? Ons sit hier met die Engelse vakadviseur. Nou wie van u weet wat is die verskil tussen 'n verb? Wat is 'n verb? Wat is 'n verb in Afrikaans? Is 'n werkwoord. Goed. Hierdie kateter, is dit 'n werkwoord? Die woord stoel, is dit 'n werkwoord? Wat is 'n werkwoord? Jy kan doen. Is 'n doenwoord, is 'n aksie.
Nou, in die Hebreëse vertaling is hierdie woord nie 'n werkwoord nie. Dit is 'n reaksie. Goed, dis 'n gevolg. So as jy dit in sy oorspronklike teks dit klink verstaans, maar kom nou in die verstaan, en as jy dit verstaan en ek bid, Here mag ons ook vandag, laat jy net sê, wow. Rebekka vers 64 sê, Rebekka het haar oë opgeslaan en Isak gesien. Nou, ek het lang terug 'n reeks boodskappe oor die boek Hooglied gedeel. Hooglied is 'n simboliese roman van Christus en sy bruid, Salomo en die aggressiewe vrou, hierdie jong vrou wat ledig aan haar eie oë was, wat misbruik was, wat geabuse was op allerlei maniere en daarom was sy kwaad en alles en sy het hierdie seer gehad binne in haar. En dan kom hierdie ryk koning Salomo en dan stel hy belang in haar en sê sy gees ek in my belangstelling en so dans sy met haar terug deur die strate van haar lewe en sy word al hoe meer gesond. Maar die draaipunt in die boek Hooglied het gekom toe hierdie girl besef, toe die openbaring by haar kom, hierdie ou stel reg in my belang. Want haar hele wese het dit uitgeblok, dat sy nie kon beland of agterkom, sy het nie werk nie, sy sit nie werk nie. Die dag toe sy dit besef, toe draai die hele boek Hooglied vir haar. En sy sê hierdie woorde, wie is dit wat daar opkom? Wie is dit, my bruidegom? My bruidegom, wow, en sy sien die heerlikheid, en sy sê, who is this that appears like the dawn? Die dawn is die sonsopkoms, en Petrus sê, die son kom in my hart op, die openbaring van Jesus. Toe sy haar oë opslaan en Isak sien, toe het sy van die kameel afgegly. Nou daai woordjie afgegly is nie 'n werkwoord nie. Dis 'n respons. In sy oorspronklike vorm, as ek sê, want dit skep ons die idee, sy klim van haar perd af, stem jy saam, maar dis nie 'n werkwoord nie, dis 'n respons. Geliefdes, hoor hoe sê die eintlike vertaling dit, ek gaan dit nou hier uit die Aramees noem, relax, hoe dit oorspronklik na jou vertaal moet wees. Is jy reg? When she saw him, she collapsed. Nou collapsed en afgly is nie dieselfde begrip nie. She collapsed, seeing his glory when they locked eyes. Ja. Ek het een wow hier. Nou dit gaan nou klim na op monde wat blaf. Ouens, toe sy hom sien, sy het hom nie gesien nie, sy het nie geweet, sy gaan uit 'n vreemde land uit om haar bruidegom te ontmoet. Sy het nie geweet wat om te verwag nie, maar toe sy hom sien, she collapsed, seeing the glory when they locked eyes. Nou in Opwesings, daai woordjie, en ek het nou net weer gaan kyk, Irina sê toe sy dit moet, sy gaan nie die Hebreëse skrif daar, maar julle gaan dit in elk geval nie die plooie wegvat, as julle nou weet hoe lyk daai skrif na val in die Hebreëus. Maar daai woordjie na val, wat beteken sy afgegly, she collapsed. Beteken eintlik, she died by the feeling of his acceptance. Ja. Sy het van die kameel afgevoer. Dit is, sy einde, ek dink as ek reg is, Neil, het jy 'n passion daar? Ja. Nou toe lees hom gou vir ons die passion, ek dink hy sê dit die beste, in die konteks wat hy dit wil sê. As ek werk op luister, she raised her eyes and she saw as ek sien nearly fell over the camel. Sien hierdie vel verken. Nou ouens, dit is nie, dat sy maar net stadig daar afgeklim het nie, sy was overwhelmed, toe sy haar bruidegom gesien het. Wie van u wil vandag sê, kan ek in die oë kyk? Ek het nou nie gesê, ek wil die mikrofoon omsteen en sê, as Jesus in die oë kyk, wat is jou emosie? En geliefdes, she died by the feeling of his acceptance. Dat Jesus jou aangeneem het, dat hy jou ontvang het. En geliefdes, dis hoekom ek hier geskryf, ek weet nie of jy daarby geskryf het nie, one glimpse of your eyes, doetjie.
One glimpse of your eyes restores the joy. One glimpse of your eyes. En geliefdes, God wil vandag in jou oë inkyk. En wil jy nie vandag net jou hart oopmaak nie, om net te sê, Here, kom herstel net weer daai eerste liefde, daai joy tussen my en U, daai dit wat U vir my het vandag. Nou, U sal nou vir my sê, okay, wat is nou jou tema? Jou tema was toe hy sien hoe Isak met Rebekka speel. Kom ons sluit af. Nou laat ons na vers 26. Amper sê Isak 26, Genesis 26. Net daai laaste deel, maar kom ek lees die hele vers. Toe hy al 'n lang tyd daar was, kyk Abimelek, die koning van die Filistyne, deur sy venster uit en sien hoe Isak met Rebekka speel met Rebekka sy vrou. Hy sien hoe Isak speel met Rebekka sy vrou. Nou geliefdes, ek moet nou versigtig wees want die video word ook gekyk. Maar geliefdes, ons as mens, ons as huidige generasie hier vandag, jy hoef nie hond te steek, maar dit kan 'n bietjie exposing wees. Maar dink net gou, wie van u het jou eie ouers gesien lag en speel? En rol op die gras, en kielie en speel en lag. Geliefdes, dis wat God bedoel het vir huwelik. Hoor jy nie? Goed. Nou daai woordjie, hoor net gou net baie interessant, die woordjie Isak beteken lag, maar weet nie Isak of jy al jou naam in die Hebreëus gesien het, maar is eintlik Isak. Dis hoe jy dit skryf, as jy direk in die Hebreëse vorm skryf, en daai woordjie speel, is dieselfde stamwoord Sahak, wat beteken lag en speel, is dieselfde stamwoord. Isak het gelag en hy het gespeel met sy vrou. En dan word die kerk van Jesus vandag so gekritiseer, wanneer God in ons teenwoordigheid kom en mense begin respond om te lag in die teenwoordigheid van God. Maar dit is 'n respons. As die Here, hy herstel ons lag. Wat het Dawid gebid toe hy met Batsheba gesondig het? Hy het gesê, Here, maak my gesond en alles. En toe sê hy, restore unto me the joy of your salvation. Hy sê, Here, ek het my lag verloor. En geliefdes, mense vandag, veral in hierdie omstandighede waar ons leef vandag, weet nie meer wat dit is om te lag in die teenwoordigheid van God nie. Inteendeel, die mens het geleer om bang te wees vir God, terwyl God iemand soek vir wie hy kan, saam met wie hy kan lag, nie vir wie hy kan lag, saam met wie hy kan lag. Nou, die draaipunt in die boek Hooglied was toe sy vrou besef, haar man se grootste begeerte was te haar. En hy wil afsluit met hierdie woorde, Jesus wil saam met jou lag en speel. Nehemia 8, vers 11, die bekende gedeelte wat sê, die blydskap van die Here is my krag. Die blydskap van die Here is my krag. 1, 2, 3. Die blydskap van die Here is my krag. The joy of the Lord is my strength. Nou geliefdes, hy sê nie daar die blydskap van een wat 'n fake, aangeplakte blydskap is nie. Wanneer God bly is dit my krag. Ek het hier geskryf, en ek sluit op, die blydskap van die Here, sy krag is my, of sy blydskap is my krag. Ek het afsluit met hierdie woorde, my krag lê in my deel met sy blydskap. My krag vir elke dag lê in my deel met sy blydskap. En wanneer lag God? When we respond. When we respond. Sit 'n smile op sy gesig. Nou ek het 'n gebed hier geskryf, ek graag op bid. En nou wil ons net so 'n bietjie kortliks gou bedien as dit reg is. Ek wil nie gou bedien nie, maar Here, ek hardloop nou in die arms en wie wil amen sê op dit. U is my eerste liefde en al waarvoor ek leef. Mag ons meer saam speel en liefkoos, want die eindelike vertaling, ek dink die nuwe vertaling sê, hy het daar geliefkoos. Ek dink die Engels sê, he was sporting
oortrek. Dis 'n geweldige ryk woord eintlik. Mag ons weer saam speel, slegs liefkoos en een wees. So kom Heilige Gees in my huis vandag. Amen. En wie wil dit vandag? Nou, terwyl ek voorberei het ek glo die Here my herinner deur jare terug, is nou lang terug sy worship, maar ek glo dit sal die hart bedien vandag. Toe is 'n profetiese lied, en hierdie lied is die romanse, die eerste liefde tussen Christus en jou. En ek wil sommer net hoor, ons wil sommer net hierdie lied speel vandag. Weet nie of dit net 'n lied is, weet nie, of weet nie die woorde daar. Maar wil nie sommer net klink snaaks, maar kom ons ontvang hierdie lied en ons maak sommer ons oogies toe, as dit reg is. As jy op jou hart voel om sommer op te staan en vir iemand net te gaan bid, is dit great, is dit reg, ek doen my hart sommer om net vir 'n paar mense in saggies te bid. Maar kom ons laat die Heilige Gees nou toe, dat hierdie lied, wat 'n samevatting is van dit wat ek bedien het vanoggend, jou hart bedien en al wat jy bid vandag, eintlik net is, Here, ek wil saam met U lag en speel. Is dit reg so? Die lied is gebaseer op dit wat ek nou bedien het vanoggend, asof hulle daai net geweet het, en is eintlik gebaseer op die boek Hooglied. Goed, dankie. Kom ons ontvang. Better than the moon.
We will love. We will cry. We will be together. En Here, soos ek so bewus is, dat U in hierdie oomblik net harte wil genees, en besig is om te genees, en genees. Dis my gebed, Here, in hierdie oomblik, dat mense net sal beleef, en ervaar, hoe U hulle vashou. En daai joy terugkom. In Jesus naam. Shalom. U vrede. In Jesus naam. Amen. Yes. Nou, ek wil weet nie wie vir ons afsluit, maar voordat ek afsluit, wil ek eers sommer net gou vinnig weer die geleentheid gee. Is altyd goed en altyd gesond om af te sluit waar jy begin. Goed. So, wie gaan vir my sê, as jy in Jesus se oë kyk, wat is jou belewenis? Wat is jou belewenis vanoggend as jy in Jesus se oë kyk? Ben? Ek sal Yes. Amen. Beskryf kan jy al sien? Dankbaar. Verseker. As jy harte is daar dankbaarheid vanoggend in die harte. Verligting. Voel jy in jou hart verlig? Yes. Geliefdes, dit is kosbaar. Dit is lekker as harte lig voel en harte tevrede voel. Amen. Verkoop, yes. Wel, dis wat die Bybel sê, onder andere in Handelinge 3, vers 19, hy praat van times of refreshing. Halleluja. Wil jy nie, is dit nie, ons kan doen die tye van verkooping. Amen. Nog 'n laaste ene? Goed. Amen. Omhels. Yes. Halleluja. En mag jy weer vertrou. Yes. Wow, halleluja. Afhanklikheid. Yes, vertrou en afhanklik. I surrender. Amen. Ben, jy's 'n dapper ou om so jou vrou saam te gaan haal in 'n vreemde dorp, in 'n vreemde land. Sy kom van Makkeer af. Nou wie van julle weet waar is Makkeer? In die Oos-Kaap. Of weet jy, ek was nog nooit daar nie. O, want ek hoor net dit raak vrek koud. Nee, koud, ja. Goed, en nou kom sy Vrydag toe, maar nog sit nog nie in die somer. Was jy in die somer of Vrydag? Net skrams. Sy het hom pas gekom. Hoorie maar, wil net sê, Rudolf het vandag 'n standaard gestel. Hy kom van Honeymoon af. Hy kom in kerk met 'n japon. Nou, ja, ek weet nie wat om te sê. Jy bly fris en oorspronklik. Maar nou is ook nie verby. Ja, die is nog voorbij. Ons verskoor, ons is klaar. Relax. Maar weet jy, dat jy so dapper is om jou vrou daai te ver land te loop as die vir ons bly? Yes, jy sal bly sien. ek wil doen. Die Here is baie dankie vir die wonderlike dag wat U vir ons gegee het. En dankie so vir die boodskap wat Pastor Etienne vir ons gegee het, dat ons dit net tot harte sal neem en net sal weet dat ons geluk in U in die hande lê, dat U joy ons sal krag gee. Vra ek so dat U saam met ons deur die res van die dag sal wees en die nuwe week wat kom en dat U ons net sal krag gee. Moet gee om elke dag op te staan en saam met ons te wees en ons te lei volgens U wil en dat ons nie op ons eie insigte sal terugval. Dit en vra dat alles in Jesus almagtige naam. Amen.